hoef nie teleurgestel te wees nie, Leon gaan wel preek vanoggend. Ek gaan net die inleiding van die erediens doen en dan gaan ek oorgee aan my nuwe kollega. Dit is my 'n mooi dag, 'n voorreg om vandag hier saam met die gemeente te wees, om saam dan nou ons nuwe leraar te kan verwelkom. Dis 'n dag waarna baie van ons uitsien, waarvoor ons versigtig optimisties is, vreeslik opgewonde is en alles wat tussenin dit saamvloei, maar ons sien uit vir die pad wat ook voorlê. Ek wil graag vir ons Johannes 1 vers 35 tot 39 voorlees as ons wotum vir vanoggend. En ons wotum is eintlik ons woord om te sê, God bring ons hier by mekaar. God is die een wat vandag met elkeen van ons 'n afspraak het. Of jy net nuuskierig is om te sien hoe die nuwe dominee en sy vrou lyk, en of jy nie eers geweet het dit is vandag hier aan die gang nie. God bring ons hier by mekaar. Ek lees dan graag vir ons uit Johannes 1 vanaf vers 35. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die lam van God. Die 2 disippels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle, wat wil julle hê? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word beteken meester, waar bly u? Hy sê toe vir hulle, kom kyk. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan en hulle het die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur. Die disippels het vir Jesus gesien. Hulle het besef hy's anders. En hulle het gevra, Rabbi, wat beteken leermeester, waar bly u? En hy het gesê, kom kyk. Kom wees saam met my deel van hierdie reis. Vandag is daar dalk in jou gemoed 'n bietjie versigtige optimisme. God nooi ons en sê, kom kyk. Kom kyk waarmee is ek besig. God sê ook so vir Leon en vir sy familie, kom kyk waarmee is ek besig. Kom kyk waarvan maak ek jou deel. En ons het die voorreg om almal saam ook deel van hierdie reis te wees. Ons weet God gaan ons die pad vooruit. God is hier saam met elkeen van ons. En daarom kan ons met die grootste vrymoedigheid dan ook vir mekaar sê, die Here ons God kom groet ons. En hy sê vir elkeen van ons, genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Here ons God, ons is aan die begin van 'n nuwe reis. Eintlik maar 'n ou reis. Aan die begin van 'n nuwe stap. Saam met U. En waar ons so vandag saam is, bring ons eerstens eer aan U vir die groot en goeie God wat U is. Dat U deur U genade dit so beskik het, dat ons hierdie reis saam kan stap. Ons kom lê ook hierdie erediens aan U voete neer. Mag elke deel, elke moment tot eer en verheerliking van U naam wees. Ons vra dit in groot nederigheid en in afhanklikheid van U. Amen. Ek het die voorreg om so aan die begin van die diens my kollega te bevestig hier, waar ons dan ook vir hom die geleentheid gaan gee om sy intreepreek te lewer, en dan aan die einde van die diens gaan ons 'n paar verwelkomingswoorde gee aan Leon en sy familie, en dan nou al die leraars wat hier teenwoordig is vandag. Ons is nie seker wie almal hier is nie, maar dan wil ons julle graag vorentoe nooi om saam met ons die handoplegging te kom doen. So dis die verloop van die diens, en ek het dan nou die voorreg om vir Leon te kan bevestig. Ek gaan dan nou eers vir ons uit die formulier lees
wat dit behels, hoe lyk dit wanneer ons 'n nuwe leraar hier bevestig en daarna gaan ek hom dan vorentoe nooi. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is vandag hier saam om ons broer Leon Cronje in die naam van die Here in sy ampt as leraar van die gemeente Grootbrak Rivier te kan bevestig. Ons broer se naam is aan die gemeente voorgehou en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is teen sy beroeping na die gemeente toe nie, gaan ons nou oor tot sy bevestiging. Jesus Christus maak van die diens van sy mense gebruik om deur sy woord en sy gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie. Jesus Christus is die een wat ook mense roep en hulle dwing deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou. Die ampt van 'n leraar, soos al die ander ampte, is een van die gawes van die Gees en wat aan die gemeente geskenk word. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees sy gemeente ophou. Mag hierdie gemeente verder opgebou word deur die werking van die amptdraers in hierdie gemeente. Die ampt van die bedienaar van die woord omvat dan nou, so ons wil nou graag beskryf wat is sy take, wat is sy fokus hier in ons gemeente. En dit sê eerstens die verkondiging van die woord van God en die diens van die gebede, dat ons saam sal soek na die wil van die Here. Die bediening van die sakramente, die leiding van eredienste, die behartiging van kategetiese onderwys, die uitoefening saam met die ouderling en diakens, van die regering, van die tug en van die gemeente, die doen van behoorlike huisbesoek en behartig van die herderlike sorg van die gemeente. En hierdie is 'n lekker gemeente waar as jy huisbesoek doen, is daar altyd 'n lekker teetjie of 'n koffietjie waarna ons altyd uitsien. So is lekker om hier huisbesoek te doen. En dan ook die leiding van kerkraadsvergaderings. So dis sy werk hier in ons gemeente, maar dan is daar ook persoonlike eise, persoonlike riglyne wat ons vandag aan Leon gee. Die bedienaar van die woord word geroep om 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Hy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat hy daagliks vernuwe word tot getroue, nederige diens. Daar moet in sy lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Hy moet sy gesin goed en met liefde versorg. Ook die gemeente moet deur sy geloofsgroei geïnspireer word. Dis deel van sy werk, deel van sy take. So wanneer hy in die berge is en herlaai daar waar hy hardloop, sien ons dit as deel van sy bediening hier in ons gemeente. Deel van sy geloofsgroei, deel van die opdrag. Daarom wil ek graag nou vir Leon Cronje vorentoe nooi, dat ons hom dan nou 'n paar vrae vra. Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n heerlike werk is waardeur God groot dinge tot stand bring. Ek gaan elke vraag aan jou rig, waarna jy dan na elke vraag vir ons asseblief kan antwoord. In die besef van die verantwoordelikheid wat jy vandag hier saam met ons aanvaar, moet jy Leon Cronje op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, is jy oortuig dat God self jouself tot hierdie diens geroep het? Ja. Ten tweede, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ja. Ten derde, beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met nodige vertroulikheid te beoefen? Laastens, beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug?
Gemeente, ons ontvang dan nou vandag vir Leon hier in ons gemeenskap in die groter Mosselbaai ring. Dit is vir ons 'n voorreg om saam met jou te kan bedien en saam met jou deel te wees van hoe God ons roep. Laastens wil ek elkeen van julle vra om voortdurend vir Leon ook te bid, vir hom en sy gesin, die mense vir wie hy ook lief is, want ons weet die bediening van die woord kom nie net van een persoon af nie. Dit is jou hele ondersteuningsnetwerk wat jy ook dra en jou saam met jou hierdie pad stap. So ek wil julle vra om saam met ons dan nou 'n gebed vir Leon te doen. Kom ons bid saam. Ja, wat 'n voorreg om te kan getuig vandag van hoe U in en deur elkeen van ons werk. Waar ons nou in die erediens besig is met U, getuig van U, aanskou en sien hoe U werk. Mag U ook deur die Gees in elkeen van ons werk. In die besonder bid ons dan nou vir Leon, sy geliefde vrou Annette en sy kinders, maar almal wat saam met hom op hierdie reis stap. Sal U hulle asseblief die nodige wysheid en insig gee vir die pad vorentoe. Dra hulle, leer hulle en laat hulle voortdurend verstom staan oor hoe U in en deur ons werk. Ons bid U seën oor hulle. Amen. Ek gee oor aan jou, Leon. Liewe gemeente, dit is so groot voorreg om hier voor julle te staan vanoggend en dis met diep nederigheid en afhanklikheid van die Here wat ek dit wil doen en vir julle wil sê goeiemôre. Dit is vir my regtig heerlik om by julle te wees en 'n groot voorreg. Kom ons staan nou en ons loof die Here wat ons dien, hierdie wonderlike God wat sy hand elke dag oor ons hou, wie se trou elke môre nuut is. Ons gaan dit doen met 2 lofliedere, lied 200 en lied 201. Kom ons sing dit hartlik saam tot lof van die Here.
Oor hoe ek hierdie erediens sal voortsit vanoggend en wat ek oor myself kan sê en moet sê en hoe ek myself gaan bekendstel, maar gister stuur Gerdrie van der Merwe vir my en Sharnay 'n boodskap en hy sê, wees net jouself en 'n lag vir die dag wat voor lê. En dis net so 'n groot vreugde om hier saam met julle te wees. Ja, die pad wat ons saam gestap het, welgelegen in Stellenbosch en Grootbrak hier met die kansel of met die standplaas reiling, was 'n wonderlike pad, 'n geloofsonderscheidende pad. 'n Pad waar ons dikwels gevra het, Here, wat is U wil? Waarheen lei U ons? En 'n pad waar ons opnuut gehoorsaamheid aan die Here geleer het. En die wonderlike is, ons is almal medewerkers in God se wingerd. Medewerkers hier waar die Here ons gebruik en ons wil in afhanklikheid van die Here leef en elke dag net op die Here vertrou. En dis dalk die ding wat ek in die laaste jaar die meeste weer geleer het en weer ontdek het en weer ervaar het, dat ons maar die Here kan vertrou. Want God wat ons roep is getrou. Ons kan op hom vertrou. En ek het geleer om weer eens luisterend te wag op die Here. Die weet dat hy altyd antwoord. Die antwoord is nie noodwendig altyd wat ons wil hê nie. Dit kom nie altyd so vinnig as wat ons dit wil hê nie, maar hy antwoord altyd. Ons kan luisterend wag op die Here. Ek bedoel dit ook verder opreg as ek sê dis vir my 'n voorreg om 'n predikant te wees, 'n leraar te wees, 'n VDM bedienaar van die woord. Dis vir my regtig 'n groot eer dat die Here gewone mense soos ons elkeen gebruik in sy dienste. Verstom my keer op keer. En ek weet die Here sal ons saam lei op hierdie pad waarop hy ons gestuur het en ons wil elke dag saam met julle koester soos 'n geskenk uit die Here se hand. Dis vir ons heerlik om hier te wees en ons sien met verwagting uit om julle te ontmoet en hierdie pad saam met julle te stap. Geliefdes, kom ons sing van hierdie wonderlike Here wie ons dien, die ou bekende lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en dan die wonderlike refrein wat sê, dan moet ek juig, my Here en my God. Kom ons staan weer en ons sing die eerste en die vierde vers, lied 464.
gekies om die leesrooster teks vir die dag te gebruik, ook vir hierdie erediens, en dis 'n pragtige teks aan die begin van 1 Korintiërs, eintlik die hele inleiding van die Korintiërbrief, die eerste 9 verse wat ons gaan saam lees. En terwyl ons dit saam lees, soos ek sê, moet ons onthou, dis die inleiding van die Korintiërbrief, so Paulus is besig om hier vir die gemeente te sê, hier kom 'n ding. Want dit het nie goed gegaan in die gemeente nie, en hulle het baie moeilikheid gehad, en Paulus spreek hierdie moeilikheid aan in die Korintiërbrief. Maar die inleiding, wat ons nou vanoggend gaan saam lees, begin Paulus dink ek op die regte plek. Kom ons lees dit saam. Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenes, aan die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is, deur God, geroepe heiliges. Saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God derentyd oor julle en vir die genade van God wat aan julle gegee is in Christus Jesus. Want deur hom is julle in alle opsigte verryk, in elke woord en in alle kennis, net soos die getuienis oor Christus stewig onder julle gevestig, sodat julle, terwyl julle wag op die openbaarmaking van ons Here Jesus Christus, nie in enige genadegawe tekort skiet nie. Hy sal julle ook tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag van ons Here Jesus Christus. God is getrou, deur wie julle geroep is tot verbondenheid met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Tot sover. Kom ons bid saam vir die Here se woord. Here, u woord is lewend en kragtig. Here, deur soveel eeue kom u woord nog steeds vars en nuut na ons toe. Here, asof hierdie brief vandag geskryf kon gewees het. Here, daarom luister ons vanoggend met opnuut nuwe afwagting na u woord. En Here, wil ons u vra dat u u woord sal seën, dat u die ore van ons harte sal oopmaak, o Heilige Gees, dat u ons sal help om u woord te hoor, en dat ons dit nie net sal hoor nie, Here, maar dat ons dit ook in ons lewens sal gaan inkorporeer, sal gaan uitleef, sal vra, Here, wat wil u hê? Hoe wil u hê moet ek leef? Na aanleiding van u woord. Here, seën u woord aan ons harte in Jesus naam. Amen. Soos ek gesê het, dis 'n interessante teks vir 'n intreepreek by 'n nuwe gemeente. Want dit het nie goed gegaan in die gemeente van Korinthe. Die mense was nogals lelik met mekaar gewees. Die een het gedink, ag, ek is belangriker as jy. Jy het nie sulke goeie gawes soos ek gekry. So daar was nie baie eenheid binne in die gemeente in Korinthe nie. En daar was 'n klomp mense wat nogal eintlik met magspeletjies besig was, van wie is die belangrikste, wie die wonderlikste gawe gekry. Ek is tog beter as jy. So Paulus is besig om hierdie probleem in die gemeente aan te spreek. En daarom, as ons die inleiding van die brief lees, hierdie eerste 9 verse wat ons vanoggend gelees het, dan kan ons agterkom as, sjoe, Paulus is eintlik nou hier op 'n ander wicket besig. Want dit wat hy vir hulle sê, dit wat hy vir hulle vertel, is niks van die probleme wat in hierdie gemeente teenwoordig was nie. Hy vertel vir hulle van die Here Jesus Christus. En dis hoekom ek graag hierdie eerste 9 verse van die Korinthebrief vanoggend saam met u gelees het. Want ek dink Paulus begin op die regte plek. Hy begin nie om die gemeente aan te vat oor hulle moeilikheid nie. Nee, hy sê vir hulle, weet julle waar ons moet begin? Ons moet begin by Jesus Christus. Die regte plek is God, drie-enig. Nie om te begin by wat reg of verkeerd is in die gemeente, of hoe wonderlik of hoe pragtig of hoe oulik 'n gemeente is. As ons nadink oor gemeente wees, dan begin ons altyd by Jesus Christus. Ons as gemeente behoort in die eerste plek aan Jesus Christus. As ons nadink oor gemeente wees, kind van God wees, begin alles by God, wat in Jesus Christus mens geword het en onder ons kom woon het, en deur sy Gees steeds by ons is en in ons harte woon. Dis God se genade
wat ons as gemeente dra. Dis God wat die gemeenskap in sy gemeente skep en vestig. Dis God wat getrou is en ons onderhou. Daarom kan ek nie anders, daarom kan ons nie anders as om ook te begin by die lewende Here wat vandag hier saam met ons is en wat steeds sy gemeente lei en steeds sy gemeente in sy hande hou. As ons opreg bely dat ons 'n gemeente is wat aan die lewende Here behoort, dan sê ons Here, U het seggenskap oor ons. Here, ons behoort aan U. Al ons doen en late, wat ons ook al doen, waarmee ons ook al besig is, U het seggenskap daaroor. Daarom vra ons gedurig, geloofsonderskeidend na God se wil. Nou dan begin Paulus verder vir die gemeente sê, en hy sê, weet julle as gemeente, maar ook ek, Paulus, is geroepenis van die Here. So daarom as ek vanoggend hier voor julle staan, dan kan ek ook in navolging sê, maar ons elkeen, ek en Kluis, is 'n geroepene van die Here. En dan gebruik Paulus 'n baie interessante woord, hy sê, julle is geroepe heiliges. Dan wil ek vanoggend vir jou vra, dink jy aan jouself as 'n heilige? Sien jy jouself as heilig? Ons is geroepe heiliges. En jy is 'n geroepe heilige van die Here, nie omdat jy oulik is nie, nie omdat jy so goed lewe nie, maar omdat dit God is wat deur sy Gees jou lewend en heilig maak. God wat jou roep is getrou. Dikwels dink ons aan roeping en heiligheid, ja, dis vir die dominees gereserveer. Selfs oor gawes sal ons baie keer sê, ag, ek het nou eintlik nie juis gawes nie. Ja, die dominee, hulle het gawes. Dalk hier en daar in die kerkraad en die organis, maar ag nee, ek nie eintlik gawes nie. Die waarheid van geroepenis van die Here is wel anders. Want God roep elkeen van ons sonder onderskeid en hy sê, jy is my geroepe heilige. Dit gebeur wanneer ons harte, ons lewens aan die Here oorgee en sê, Here, kom woon deur die Gees ook in my. Ons weet God maak geen onderskeid tussen mense nie. Daar's geen een gawe wat belangriker is as 'n ander gawe nie, sal Paulus later baie duidelik vir die gemeente in Korinthe verduidelik. Niemand in 'n gemeente is belangriker as iemand anders nie. Selfs die kinders is net so belangrik soos die ouer mense. Niemand is minder belangrik nie. Die woord heilige is dit wat ons saam bind, geroepe heiliges. En daarom het ek gevra, dink jy dat jy 'n heilige is? Sal jy jouself beskryf as heilig, afgesonder vir God? Maar onthou, dis nie iets wat ons verwerf deur goed of mooi te leef nie. Dis die groote, goeie genade van God alleen wat ons heilig maak. Dis ons status as kinders van God. Jy verdien dit nie, jy kan dit nie koop nie. Jy ontvang dit as 'n geskenk uit God se hand. Die oomblik as jy jou lewe aan hom oorgee. Dan ontvang ons die Heilige Gees. Dan verander ons status soos handomkeer. Nou is jy 'n kind van God. En al wat ons nou kan doen, is om daagliks by Jesus te gaan leer oor wat dit beteken om heilig te wees. Oor hoe ons moet lewe as God se kinders. En soms gaan ons dit reg kry. En ander kere glad nie. Maar dit beteken nie jy's nie meer 'n heilige nie. Want dit is wie jy is in Jesus Christus. Dis jou status en niks kan dit van jou wegneem. Die ander woord wat Paulus gebruik is roeping. En hy sê julle is geroepe heiliges en ek in Kluis. Hy noem homself ook 'n geroepene van die Here. As kerk, as gemeente, as individuele gelowiges, het ons elkeen 'n roeping. En ek wil dit vanoggend noem, ons het eintlik 'n algemene roeping.
En daardie roeping is eintlik baie maklik om te weet wat dit is, want dit staan in God se woord. Hy sê ons is geroep om sout en lig vir die wêreld te wees. So maklik soos dit. Deur hoe ons optree, deur hoe ons praat, deur hoe ons na ons medemens uitreik en na ons medemens kyk, is jy sout en lig vir die wêreld. Hoe jy God se liefde en God se genade uitleef teenoor elke mens wat jou pad kruis, is jy sout en lig vir die wêreld. Ons uiteindelike roeping is net om volgelinge van Jesus te wees. Daar waar ons is, wil die Here ons gebruik. In jou werk, by die skool, daar waar jy gaan inkopies doen, daar waar jy saam met jou vriende kuier, selfs daar waar jy op die strand stap, of dalk in die natuur net gaan ontspan. Oral, volgeling, geroepe heilige, wat God se liefde uitleef. Ek hou baie van die woorde van die Westminster Confession. Die eerste vraag in hierdie belydenis is, what is the chief end of man? En dan antwoord dit, to glorify God and enjoy Him forever. Dit is my so pragtig om God te kan geniet, om God te verheerlik en God te geniet. En ek wonder, wat beteken hierdie genieting van God? En weer eens help die woord ons, vind jou vreugde in die Here. Vind jou vreugde in die Here. In die woorde van Oom Gerdrie, lag vir die dag wat kom. Vind jou vreugde in die Here. Glorify God, enjoy Him forever. Dis ons roeping. Dis hoe ons dit uitleef elke dag, met ons passie en met die gawes wat die Here ons elkeen mee toerus. So ons hoef nie so seer te probeer vasstel, wat is nou my eintlike roeping nie. Ons uitdaging is om binne in ons konteks, daar waar ons is, in gehoorsaamheid aan God te lewe, vreugde te vind in die Here. Na al hierdie dinge, sê Paulus, weet julle, julle is 'n gemeente. Julle is 'n gemeenskap. En julle moet mekaar help om as geroepe heiliges te leef. As gemeente van die Here. Besef ons elke dag wat 'n voorreg dit is om deel te wees van 'n lewende geloofsgemeenskap. Om hiervan deel te wees is eintlik die dieptepunt van ons gemeenskap met Jesus Christus. Ons kan nie die twee van mekaar skei nie. As ons kind van die Here is ons deel van 'n gemeente, van 'n geloofsgemeenskap. Dit wat ons saambring is Jesus Christus. Ons hoort aan hom. Hy is die hoof van die kerk. En hy wat ons innooi in hierdie geloofsgemeenskap, in hierdie eenheid met hom, is ook hy wat die eenheid vorm tussen ons as gelowiges. Dit is so 'n geweldige voorreg om nou deel te kan word van julle geloofsgemeenskap. Om God se liefde met julle te kan deel. Om met God se liefde na mekaar te kan kyk. Dis wat ons anders maak as enige ander gemeenskap in die wêreld, 'n klip of waar mense ook al by mekaar kom. Ons is anders, want dit is God se liefde, God se genade, God se deernis wat ons by mekaar bring elke dag. Hierdie Here wat ons dien, hy maak nie onderskeid tussen mense nie. Hier is almal welkom in hierdie geloofsgemeenskap. Hier gee ons vir mekaar om. Hier kyk ons met deernis na mekaar. Dit is wat ons uniek maak. Dis wat ons afsonder. Dis wat ons heilig maak. God se genade wat ons saambind in Jesus Christus. Die laaste ding is, dit bring ons by 'n lewe in Christus. Omdat Jesus reeds gekom het, en ons glo dat hy weer sal kom, leef ons nou anders elke dag. Dis die wonder van genade, die groote goeie genade van God. Ons leef anders, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. En dis hierdie punt wat die Korintiërbrief eintlik so mooi beskryf. Want ten spyte van die gemeente se afdwaal van God, sê Paulus, onthou, God is getrou.
Ten spyte van die gemeente in Korinthe se selfvoldane dink van hulle self en hulle gawes, sê Paulus, God is getrou. Ten spyte van hulle onderlinge striweling, God is getrou. Daarom sien ek hierdie eerste 9 verse van die Korintiërbrief as verse vol genade. 3 keer hoor ons die woord genade. God se genade vir julle. God is getrou. Dis verse vol van God en Jesus Christus, 'n God drie-enig, want in elke sin word daar eintlik erken, God is die een aan wie ons behoort. Dis ons merkteken. Dis wie ons is. God se. Ons behoort aan hom. Daarom kom ons leef uit dit wie ons is. Kom ons leef vanuit God se genade as geroepe heiliges elke dag. Geliefdes, dis my voorreg, my en Anet en Charles se voorreg om aan te sluit by julle geloofsgemeenskap. Ons dank saam die Here vir sy genade en sy gawes waarmee hy elkeen van ons toerus. Ons ontvang dit uit God se hand. Ons dank die Here vir ons verbondenheid aan mekaar en ons voel reeds dat ons aan mekaar verbonde is. En ons vier ook vanoggend die getrouheid van God en die skenk van hierdie geloofsgemeenskap dat hy ons aan mekaar gee. En saam met julle sien ek uit na wat die Here se genade hier onder ons nog verder gaan doen. Te midde van ons is dit aan die werk. Ons sien daarna uit om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap waar die genade van God beleef. Aan God alleen die eer. Ons weet, die een wat ons roep, is waarlik getrou. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. Here, dankie dat ons op U as die genadige God kan reken. Die God wat altyd U hande om ons hou. Die God in wie ons vreugde en ons lewe vind. Die Here God, wie se trou groot is, wie se trou elke môre nuut is. Here, ons wil aan U vashou en ons wil vra, Here, dat U ons ook sal lei as U gemeente om U koninkryk te laat kom en U wil te laat geskied, om as geroepe heiliges sout en lig vir die wêreld te wees. Here, U ken elkeen hier se omstandighede. Here, U weet hoe dit in ons binnelewens gaan, maar ook in ons lewens daar buite. Here, die dinge waarmee ons dalk sukkel, die dinge wat vir ons moeilik is. Here, U ken ons gesondheid en ons siekte, ons hartseer en ons nood. Here, daarom wil ek vanoggend ook bid vir elkeen in nood, elkeen wat siek is. Here, elkeen wat in die laaste tyd iemand aan die dood afgestaan het. Ons vra, Here, vir U troos en trou. Here, vir ons streek waar ons so baie onder erge brande deurgeloop het. Here, waar daar in ons hele land baie nood is. Here, die oorstromings daar in die noorde van die land. Die brande hier in die suide. Here, ons dank U terwyl ons bid vir die brande en die oorstromings. Dank ons U vir die reën wat ook in hierdie dorre, droë deel geval het. Here, dankie dat ons U seën kan beleef. Here, mag U liefde en U genade elke dag by ons wees. In Jesus naam. Amen. Ja, nou is ons daar minstens verlos van die mikrofoon. Geagte Dominee Charney, besoekende leraars, en ek het gesien hier is 'n hele paar, en geagte gemeente, dis regtig 'n voorreg om vandag vir Dominee Leon en vir Anet saam met hom hier in ons midde te verwelkom. Dominee Leon, Anet en Charles, dit is 'n voorreg om u as gesin hier op Grootbrakrivier te verwelkom en ons vertrou dat u meer as gelukkig gaan wees hier in ons midde. Ja, na iets wat u dit aangeroer, na iets wat onbekende proses van beroeping, kan ons getuig dat ons na baie gebede en
die stem van die Here duidelik gehoor het. En so het ons ook verneem van Dominee Leon dat hy ook dieselfde stem gehoor het en die antwoord was dieselfde. En dit is dan ook die rede, omdat daai antwoord dieselfde was en positief was, dat ons dan ook vir Dominee Leon vandag hier in ons midde en in ons gemeente kon ontvang en bevestig. Ek sê altyd graag vir mense, as ons praat oor die gemeente, dit is 'n gemeente waar liefde geleef word. En nou het ons ook vanmôre gehoor in jou preek, Leon, dat ook liefde maar 'n integrale deel is van kerk en kerkwees, né? Nou so het in ons gemeente 'n paar dinge gebeur, is maar so 'n bietjie geskiedenis en so ietsie oor ons gemeente. Dominee Paul is hier weg net toe COVID begin het. Hy moes wag vir daai vensterperiode om te trek na sy huis toe. Ja, en toe COVID verby is en ons onverwags tot stilstand geroep was, het ons besef dat dit ook kerkwees in 'n mate geraak het, né? Of nie in 'n mate nie, in 'n redelike groot mate, want die kerke was gesluit, ons kon nie hier wees nie. Maar ja, die kerkraad het ook besef dat daar gekyk moet word, waar staan ons wat ons gemeente aan betref. En ons het ook besef dat kerkwees se ankers in beton van geloof gegiet is, maar dat dit wat bo die fondasies uitkom, tog maar ook verweer en verouder en vernuwing nodig het. So het ons gaan kyk na ons gemeente, 'n paar lidmate het hulle afgesonder, 'n visioneringsnaweek is gereël en daar is baie gepraat oor ons gemeente en hoe moet kerk wees vorentoe dan nou lyk. Maar vir 'n begin het ons gaan sit en dink, waar is ons in ons gemeente? Wat is duidelik in ons gemeente? En daar was 5 waardes wat daar na die oppervlakte gekom het, wat duidelik eensstemmig was tussen almal wat teenwoordig was, wat ons gemeente beskryf. Die eerste waarde was aanvaarding. Die tweede was deernis. Die derde was eensgesinde blydskap in Christus. Die vierde was gasvryheid. En die vyfde was mededeelsaamheid. Dit was dinge wat COVID en dit wat daarmee saamgegaan het, nie van ons kon wegneem nie. En daarvoor is ons dankbaar. Die groep het ook saamgestem dat die bestaande indeling van blokke en so meer nie meer regtig vir ons reg was nie. Daar was 'n groot groei in ons lidmatetal. Daar's 'n groot groei in residensiële uitbreidings en dit het genoodsaak dat daar ook 'n verskuiwing moet kom wat dit aan betref en jy het dit ook reeds opgemerk op die afkondigings dat daar binnekort na u toe gekommunikeer sal word. Ek sê al hierdie dinge omdat dit so 'n bietjie geskiedenis is, maar dis dinge wat ook gaan aansluit by u koms hierheen. U gaan deel wees van 'n besonder opwindende tyd by ons gemeente. En dit is daarom vir ons lekker om u hier te hê en ook vir u te nooi om hierdie nuwe pad waarin ons begeef het en waarin dinge nog moet gebeur, saam met ons te loop. Dit was jammer, u was nie hier om dit te help beplan nie, maar ons glo en geloof ook dat dit wat ons beplan het, u sal geval en dat u ook sal deel word daarvan en dat u dit ook goed sal vind en waar u dan ook vir ons die pad sal help aanwys, dat u dit dan ook vir ons kan reghelp waar dit nodig is. Ons het dan ook 13 bedieninge in ons gemeente. Vir die van u wat dit nie weet nie, ja, daar's 13. 9 van hulle is betrokke op die geestelike vlak of op die
diensbaarheidsvlak binne in ons gemeente waar ons werk en die ander 4 het meer te maak met fasiliteite, fondse, personeel en so meer. Ons wil ook nie nalat nie om vir u te sê dat hierdie gemeente, ons is relatief baie senior lidmate hier en 'n deel van ons kerkwees is ons orgel en ons orgelis. Dit is regtig iets wat ons koester in die kerk. Ek dink jy het ook gehoor dat ons nou sterk voel oor 'n preekstoel. So, dit is die dinge wat ons as ouer garde, en ek sluit my mos nou daarby in, nog nie heeltemal vrede mee gemaak het in die kerkwees nie. Dit is vir ons aanvaarbaar dat daar ander maniere ook is om dinge te doen, maar dit is nog soos ons dit hier doen. En ons aanvaar dat u dit ook reeds weet en dat u ook daar by ons inskakel en ons sal help waar en wanneer dit dan nodig is. Soos ek gesê het, ons is 'n redelike getal vir die wat nie weet nie. Ongeveer 2/3 van ons gemeente se ouderdom is bo 60 jaar. Nou, dit sê vir ons dat daar 'n groot behoefte is, waar ons ook kom by huisbesoek. Baie van die mense is eensaam, baie het nie vervoer nie, baie kan nie meer hulle eie vervoer gebruik nie. Daar is 2 bedieninge ook wat net op hierdie tipe van ding gerig is in ons gemeente. Maar daar is baie mense wat nie meer in die kerk kan kom nie. Ons hou dienste by Groenkloof, minstens 2 keer 'n maand lewendige dienste, waaroor hulle baie uitsien en ek wil maar net vir u sê, hulle is opgewonde en hulle wag vir u tweede intreepreek volgende Sondag by Groenkloof. Maar omdat daar so baie behoefte ook aan mobiliteit in ons gemeente is, het ons 2 baie fikse en jong leraars wat mobiel is en u by die huise gaan besoek. Ek maak maar die belofte na hulle. Hulle sal dit moet nakom. Baie dankie ook daarvoor. Ja, dan het ons ook, ek wou op 'n punt van orde inkom net nou, maar ek het dit maar my weerhou. Toe Shanay sê wat al die pligte van 'n leraar is, en sy het verwys na die leiding van die kerkraad. Nou wil ek net vir u sê dat daar is ook ander moontlikhede vir kerkrade, en ons kerkraad het reeds besluit dat die voorsitterskap van die kerkraad nie sal lê by 'n leraar nie, want dit verg baie tyd. Dit is tyd wat hulle nie aan die evangelie en aan die werk in die gemeente kan spandeer nie. En daarom het die kerkraad besluit om die leraars los te maak daarvan, om vir hulle daardie volle geleentheid te gee om ook dan in die gemeente diensbaar te kan wees, soos wat die voorskrif in die Bybel ook vir ons sê. So ons vertrou dat u en Annette as leraarspaar gelukkig sal wees hier, dat u gemaklik sal inskakel by ons gemeente, en ook u een seun, Charles, saam met hier as ek reg is, vir die inligting, Dominee Leon en Annette het 2 seuns. Die een kan nou nie vandag hier wees nie, maar Charles het saam met hulle ook verhuis as ek reg is hierheen. Ons het sy bewys van lidmaatskap ook hier ontvang soos u gehoor het. So ons sê vir u baie welkom hier in ons midde. Ons glo dat u landing by ons sag sal wees en dat die oes groot sal wees. Baie welkom. Gemeente, dis vir my natuurlik baie lekker om vanoggend weer so saam met julle te staan. Dit was nie kort gewees nie, met Dani se uittreepreek toe ek ook hier was. En nou sê my vrou vanoggend vir my voor ek ry daar by die huis, terloops ek het daarom van die telefoon afgepraat vanoggend oor die radio, so ek hoef nie met 'n Concorde ingekom gekom het, wie het nou nog gesê, tot hier by julle nie. Sê my vrou, jy weet natuurlik jou laaste Sondag wat jy aan diens was verlede jaar voor verlof,
was jy in Grootbrak gemeente en vanoggend is my eerste Sondag weer terug aan diens na verlof en ek is weer hier so by julle. So dit is vir my eintlik baie lekker. Julle voel daar vir my soos 'n tweede gemeente. Waar was ons nou gewees? Ons moet vir jou welkom sê. Ja. So om hier so te kan saam wees saam met julle is regtig op so 'n groot dag 'n groot voorreg. Julle weet as daar een ding is wat ek in my lewe en veral die laaste tyd geleer het, is dat party goed bid jy voor en dan gee die Here dit vir jou en ander goed word net vir jou gegee. Nee. Nou dit het ek en my vrou geleer in COVID. Ons het 2 kinders en toe het ons 3. Met jy sien, met 'n laatlam. Nou ja. En dan voel 'n mens so klein bietjie soos wat daar aan die begin ook gesê is, 'n bietjie versigtig optimisties. 'n Mens weet, kyk, 'n laatlam is nou soos 'n klein hondjie, né? As jy hom nou het, dan het jy hom nou, né? Dan gaan dit nou nêrens nie. Maar nou het die tyd aangestap en ons laatlam is nou 4. En nou kan ons terugkyk en ons kan sê goeie genade. Dit is iets goeds wat die Here vir jou gegee het, maar wat regtig vir jou ook as 'n manier omvorm het. En sy is op hierdie stadium die enetjie wat daai gesin van ons, seker soos almal van julle wat laatlamme het, die ligpuntjie in daai gesin van ons is. En Leon, ek het jou storie gehoor hierdie week toe ons gaan koffie drink het. En julle storie oor, waar kry jy so 'n mooi jong vrou? Nee. Terwyl ons nou oor die mobiliteit praat hierso. Dis iets wat die Here julle ook op geroep het. Dis nie iets waarvoor ons vra nie. Dis nie iets waarvoor julle as Grootbrak gemeente gevra het nie. Dis iets wat die Here oor julle pad gebring het en vir julle gegee het. Maar ek weet aan die manier hoe ek julle en hoe ek julle as kerkraad ook leer ken het, veral in die laaste paar jaar wat ek baie nou betrokke is by julle, dat oor 'n tyd van nou af gaan ons staan en terugkyk en sê goeie genade. Die Here het toe geweet wat hy gedoen het. Dit was 'n goeie skuif gewees ook vir julle as 'n gemeente. En dit natuurlik wat Gerdrie vir jou gesê het, Leon, is om net jouself te wees. Dit is die grootste geskenk wat jy vir hierdie gemeente en vir die Grootbrak gemeenskap kan gee. Maar dan hoor ek ook wat oom Willem sê van julle as 'n gemeente. Maar gemeente, ek wil vir julle sê, die grootste geskenk wat julle vir Leon en sy gesin kan gee, is om vir hom ook die ruimte te kan gee, sodat hy homself kan wees. En daarmee, Leon, wil ek vir jou hier van ons, van die ring, ek is nou ringsvoorsitter hier, nadat Dani weg is, vir jou uit ons ring se kant uit, en vir Annette, en vir Shaal wat nog hier by julle is, baie welkom sê hier by ons. En ons bid regtig dat die Here se seën op julle sal wees. Maar dan staan ons op, nê, in opgewondenheid om te staan en kyk oor die pad wat die Here ook vir julle uitlê in die volgende paar jaar en dat ons dan sal terugkyk saam met julle en sal sê, maar dit is 'n pad van genade gewees wat die Here met ons hier ook gestap het. Baie welkom. Ek het die voorreg om as medeleraar en dan namens die gemeente ook vir Leon en sy vrou Annette en vir Shaal baie welkom te sê hier by ons gemeente. Nou, Leon, ek begin met so 'n klein staaltjie van die afgelope pad wat ons nou gestap het. Vandat mense nou gehoor het dat Dani weggaan en dat ek 'n nuwe kollega kry en dat die kollega ook bietjie ouer as ek is dan nou baie gevra en gegons en mense het baie gevra oor wat nou gaan gebeur
Maar die mees pertinente vraag wat na vore gekom het is, wie gaan die ou dominee wees? Is ek die ou dominee wat langer by die gemeente is, of is die ou dominee die ou dominee? Maar dis 'n voorreg om vandag te kan sê, ons albei is taamlik jonk, ek dalk bietjie jonger, net 'n klein bietjie. Maar ons het die voorreg om saam te kan dien as medeleraars. Hier's nie 'n senior en 'n junior wat een is moet luister na die ander een. Ons het die voorreg om medeleraars te kan wees, om saam te kan dien in God se koninkryk. En wat 'n ongelooflike voorreg om dit saam met julle te kan aanpak en hierdie nuwe reis saam te kan begin stap. Mag ons bediening saam gekenmerk word deur respek, deur openheid, nederigheid en 'n diep afhanklikheid van die Here. Ek sien uit daarna om hierdie pad saam met jou te stap, om saam met jou op soek te wees, te kyk en saam te beweeg, om te sien hoe die Here reeds aan die werk is en hoe hy ons as instrumente saam met hierdie ongelooflike gemeenskap gebruik in sy koninkryk. So namens my en my familie wil ek ook vir julle familie sê, julle is baie welkom hier. Ons sien uit na die pad vorentoe. En namens die gemeente wil ek ook sê aan Leon, julle is ongelooflik welkom. Ek onthou op my hoërskool daar, nou jy wat nie wil glo nie, dis al darm meer as 10 jaar gelede. In my hoërskool daar het ons gepraat van mense wat meer omgee, mense wat bietjie meer moeite doen, mense wat regtig liefhet as diep mense. Ons het gesê dis nou regtig iemand wat diep is. Hierdie gemeente is diep. Dis mense wat regtig lief is vir jou, wat moeite doen met jou, wat saam met jou op pad stap, wat gereeld inloer om te hoor hoe dit gaan, wat 'n koffietjie gereed het en dalk 'n tertjie of 'n koekie of iets saam met huisbesoek. Dis mense wat diep is. Hulle stap ook saam met jou deur die dieptes. Mag jy dit saam met ons beleef, saam met ons op hierdie ongelooflike reis wees. Anet, vir jou in die besonder wil ek ook welkom sê. Dis vir ons 'n voorreg dat jy saam met Leonie is. Ons weet dis nie 'n pad wat hy alleen stap nie. Dis nie 'n pad wat enige leraar alleen wil of kan stap nie. Ons almal het iemand nodig wat ons bystaan en ons ondersteun, ons liefde gee. En ons bid ook die Here se seën oor jou vir hierdie pad wat voor lê. Dis dalk 'n uitdagende pad, sy het 'n groot gemeenskap in Stellenbosch agtergelos. Mense vir wie sy ook baie lief was, maar ons glo julle sal tuis kom hier. En julle nuwe tuiste, dalk julle aftrede-dorp as dit so moet wees. Maar ons glo dat julle sal tuis kom saam met Shaal ook hier in julle nuwe geloofsgemeenskap. Baie welkom. En ek wil net gee. Anet, jy is welkom om weer by Shaal te gaan sit. Ek nooi dan al die leraars wie vandag hier is, om saam met my voor te kom staan, terwyl ons 'n seëngebed dan vir Leon gaan doen. Peri, oom Gerry, ek sien Dr. Frans is ook hierso. Alle ou leraars, julle is baie welkom. Ons wil julle graag hier voor by ons hê. Ek gaan eerstens vir hom die stola oor sy skouer sit en baie mense vra baie keer, wat beteken dit? Wat beteken dit as jy iets oor 'n leraar se skouer gooi? Wat is die teken daarvan? Ek onthou toe ek hier aangekom het almal stolas aangehad en ek het myne ook ontvang en 'n paar mense het na die tyd my ook gevra, wat is dit? Hoekom doen julle dit? So ons wil graag iets daarvan verduidelik want dis mooi. En daar's soveel betekenis agter dit. So wanneer ons 'n stola oor 'n leraar se skouers hang, is dit om te sê, ons wil graag, ons vra dat die Here sy bediening hier sal kom seën,
dat hy God se seën sal ontvang op hierdie pad vorentoe en voortdurend op soek sal wees na God se roepstem en sal luister soos God hom roep en hom stuur. Maar dit kom vanuit die Bybelse tyd af, van Elia en Elisa, waar Elia oor Elisa se skouers ook sy mantel gehang het en gesê het, mag die Here jou seën op hierdie pad vorentoe. Daar's baie gebruike wat saam met dit gekom het, maar vandag het ons hierdie mooi betekenis, hierdie teken wat ons almal kan sien en dis ook ons gebed vir jou, Leon, wanneer ons nou 'n seëngebed vir jou gaan doen, dat dit sal waar wees vir jou reis ook hier by ons. Ek nooi dan die leraars om nader te staan en julle hande op Leon se skouer te sit. Ek wil die gemeente vra indien jy die vrymoedigheid het om dit te doen om julle hande so uit te reik as teken daarvan dat ons saam God se seën oor Leon en sy gesin vra. Kom ons maak toe die oë. As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God, deur al sy gebooie wat vandag vir jou voorgeskryf is, en as jy dit nou gesed nakom, sal die Here jou God jou verhoog bo al die nasies van die aarde. Al hierdie seëninge sal jy ontvang, en dit sal jou deel word as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die dorp, en geseën sal jy wees in die veld. Geseën die vrug van jou liggaam, die vrug van jou grond, en die vrug van jou diere, die aandeel van jou beeste en die aanwas van jou kleinvee. Geseënd jou mandjie en jou knieskottel. Geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer en geseënd sal jy wees wanneer jy uittrek. Die Here sal jou vyande wat teen jou opstaan voor jou verslaan. Met een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Die Here sal vir jou seën stuur in jou graanskure en in alles waaraan jy jou hand waag. Ja, die Here jou God sal jou seën in die land wat hy vir jou gaan gee. Amen. Terwyl ons so staan hier voor, wil ons graag dan nou laat die Here die seën vir Leon en sy familie sing. So kom ons staan en sing ons dit saam. Wees welkom om die plek in te neem. Ek wil net seker maak of almal op die galery nog daar is. Baie dankbaar. Ek dink daar is nou koffie en tee iets in die kerksaal, hier buite. Ons kan lekker saam kuier, die van wat nie haastig is huis toe nie. Ons sou afsluit met genade onbeskryflik groot, en ons kan dit nie op die skerms hê nie. Kom ons sing net die eerste vers, wat ons net vir die Here, ons ken dit ook almal, ons net vir die Here dank vir sy genade, en dan sal ek die seën uitspreek. Kom ons staan.
van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.